Ons gaan aan in die reeks oor Romeine. Ons teksgedeelte is vanoggend Romeine 12 vers 6 tot 8. Voor ons daar saam lees, kom ons sluit in die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vir U kan Vader sê. Here, dankie dat ons U kan aanbid. Dat ons U lof kan besing. Dat ons kan weet U is die lewende God wat heers oor die heelal en wat woon in die harte van die kinders. Ons aanbid U, ons eer U, ons prys U. Ons bid dat U deur die Heilige Gees ook nou op 'n baie besondere manier in ons midde teenwoordig sal wees en dat ons sal bewus raak van U meer as van enigiets anders rondom ons. Ons bid dat U met ons sal praat deur U woord, dat U dit deur U Gees sal oopsluit en op ons harte sal skryf en deel sal maak van ons lewens en ons gehoorsaam sal maak aan U, Here. Spreek, Here, U kinders luister. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons lees saam vanaf vers 6. Verlede Sondag het ons 3 tot 6 gelees, so 'n gedeelte van vers 6. Nou lees ons die volledige vers 6 tot aan die einde van vers 8, waar Paulus praat oor die gawes van die Gees. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Ons tema is, wat is die gawe wat die Heilige Gees aan my gegee het? Wat is die gawe wat die Heilige Gees aan my gegee het? Paulus lig 7 gawes uit aan die gemeente in Rome. Hy noem profesie, dienswerk, onderrig, dis lering, bemoediging, om mededeelsaam te wees. Die bemoediging is om iemand te bemoedig uit die woord van God, of om ook te vermaan, mededeelsaam te wees, leiding te gee en barmhartigheid te betoon. Dis 'n paar van die gawes wat hy lys. Maar miskien sit jy met 'n worsteling in jou hart. Ek ken die Here, ek weet ek is sy kind, maar ek weet nie wat is my gawe nie. Ek weet nie regtig waar die Here wil hê moet ek betrokke raak en wat moet ek doen nie. Hoe weet ek wat is my gawe? Ek wil nie niks doen nie. Ek wil diensbaar wees in die Here se koninkryk. Ek wil vir die Here iets doen. En ons doen dit deur ons gawes te gebruik wat hy vir ons gee. En dan kan jy dalk dink, as ek nou na hierdie 7 gawes kyk, dan is ek nie eers heeltemal presies seker wat dit alles beteken nie, en ek weet nie of ek myself vind in enige van die 7 nie. Nou die Nuwe Testament is duidelik daaroor dat elke gelowige ten minste 1 gawe van die Gees ontvang om diensbaar te wees in die kerk. Elke gelowige. Hoe weet ek wat is my gawe? Wel, om aan te sluit by verlede week se boodskap, oorgawe aan God lei altyd tot nederige diens aan God. God gee alleen sy gawes as jy oorgegewe aan God lewe. Lewende, heilige offer, oorgegee, uitverkoop, omdat hy jou uit genade gered het en duur gekoop het. As jy oorgegee is aan die Here, sal die Gees van die Here jou al hoe meer heilig maak om meer soos Jesus te word. En wanneer jy as kind van God jou verdiep in God se woord, jou tyd inkoop met sy woord, bid en lees, sal die Heilige Gees jou denke nuut maak. Ons het oor 'n paar boodskappe daarby stilgestaan. En dit sal jou verander om meer soos Jesus te dink. Dan sal Jesus se hartsbegeerte, wat sy denke in beslag neem, ook jou hartsbegeerte word, jou denke in beslag neem. Dis wat die Gees doen. Jesus spel dit uit vir sy disippels. Hy sê,
My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Soos Paulus dit uitspel, hy sê oorgegee aan God, dis Romeine 12 vers 1, en dan moet jy oorgegee wees en nie gelykvormig word aan die wêreld nie, en dan sal jou denke vernuwe word, dan sal jy goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So sal jy ook die gawes van God, wat die Here jou gee, kan onderskei. Maar dit is belangrik, die gawes wat die Here jou gee, is deel van sy goeie en aanneemlike en volmaakte wil vir jou lewe. Dis nie sommer net iets nie. Dis nie iets wat jy net kan doen of nie kan doen nie. Dis sy goeie en aanneemlike en volmaakte wil vir jou lewe, dat jy jou God gegewe gawes of gawe ken en dat jy dit gebruik. As jy dit nie doen nie, mis jy dit. Moenie dink jy sal die gawes van God vir jou net kan onderskei deur boeke te lees of kursusse te doen. Daar was hier in die 90er jare was daar hierdie ken jou gawe kursusse wat mense oral gedoen het. Nou dis nie noodwendig verkeerd nie, maar dit gaan nie noodwendig vir jou by jou gawe uitbring nie, want die gawe hang af van hoe oorgegee jy is. Dit kan dalk dan in jou kop wees. Jy kan dit alleen onderskei op jou knieë in gebed deur week met die teenwoordigheid van God terwyl jy met sy geopende woord sit. En as jy onderskeidend kyk na nood en behoeftes rondom jou, dan gaan dit duidelik word. Wees gereed as die Here iets op jou hart druk. Hoe sal jy weet? Baie keer sien ander gelowiges jou gawe raak. Al baie gebeur. Iemand anders kyk na jou en sê, joh, ek kan sien die Here doen dit in jou lewe, of die Here gebruik dit in jou lewe, of jy is goed hiermee. En dan gaan jy oor daarvoor oop. Baie keer sal jou gawe jou energie en vreugde gee. As die Here vir jou gawe gee, dan gaan dit jou energie en vreugde gee. As dit nie vir jou energie en vreugde gee nie, dan is jy waarskynlik besig met iets anders, wat nie die Here se wil is vir jou nie. Sonde kan jou weerhou daarvan om dit te doen, maar as jy oorgegee lewe aan die Here, dan sal dit wat die Here van jou vra vir jou energie en vreugde gee. Dit sal jou voedsel wees. Jy sal dit kan onderskei en jy sal dit wil doen. Jy sal daarna honger en dors deur die Gees gedring. Jy sal smag daarna. Dit wat God op jou hart sit, sal jy wil doen. Want hy gee dit vir jou. Om dit uit te leef. Jeremia was een van God se profete in die Ou Testament. Baie interessant. Die Here het vir hulle ook gawes gegee en besondere gawe gegee om die openbaring van God te ontvang. En dan die woord aan die volk te verkondig, en dit was 'n oordeelswoord. So dit was nooit maklik nie. En hoor wat sê Jeremia oor sy roeping en gawe. Kan nou Jeremia 1 gaan lees hoe die Here hom geroep het. Hy was nog in die moederskoot. Maar nou sê Jeremia, hy sê, ek word heeldag uitgelag. Almal spot met my. Om die woord van die Here te moet aankondig beteken vir my net vernedering en bespotting heeldag deur. Dan kom Jeremia by 'n punt waar hy sê, vervloek is my geboortedag. Dit sou beter gewees as ek nie hier was nie, dan hoef ek nie dit te gedoen het nie. Maar hoor nou, wat gebeur wanneer Jeremia besluit, hy gaan nie meer 'n profeet wees nie. Hoor wat gebeur dan. Jeremia sê, en wanneer ek dink ek sal my aan God hom nie steur nie, en nie meer in sy naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand, waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen, ek kan nie meer nie. Wat sê hy? Die Gees van die Here, wat hierdie gawe vir hom gee, raak in hom soos 'n vuur wat brand, dat hy nie anders kan as om dit te doen nie. Al is dit moeilik. Bid, tot daar 'n vuur in jou brand, waarvan jy nie kan loskom nie. Sodat jy die gawe of gawes en die dienswerk wat God in jou gee sal doen, en uitleef in die gemeente. Dalk doen jy dit 100%. Dalk nie. Dit sal jou voedsel wees, jy sal nie daarsonder kan klaarkom nie. Dit is deel van jou lewe, dit is deel van God se wil vir jou lewe. Dit is nie opsioneel nie. Die Gees van die Here
Die Heilige Gees wil sy gawes aan jou gee. Dis sy wil vir jou, vir die liggaam van Christus. Soos Paulus vir die Korintiërs sê, wil ek ook vir jou sê, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Dis nie iets wat ek kan staan en dan kies ek uit wat ek wil doen en hoe, dit werk nie so nie. Soos wat Paulus sê, niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie, net so kan geen gelowige enigiets doen om die liggaam van die Here Jesus op te bou sonder die gawes van die Heilige Gees nie. Jy kan niks doen in 'n gemeente om die gemeente op te bou sonder die gawes van die Heilige Gees nie. Jy kan nie. Die Heilige Gees wat jou by Christus uitgebring het, dis die Heilige Gees wat jou gawes gee om die liggaam op te bou. Sonder die gawes en die krag van die Heilige Gees is dit nie moontlik nie. Moet dit nooit vergeet nie. Die Heilige Gees wat jy ontvang het, toe jy wedergebore is en tot geloof gekom het, sy fokus is altyd Jesus. Die Heilige Gees se fokus is Jesus. Jesus spel dit uit. Hy sê die Heilige Gees sal my verheerlik. Wat beteken verheerlik? Die Heilige Gees lig Jesus op, maak hom groot, dat hy die eer en die heerlikheid ontvang. Die Heilige Gees kom en wat doen hy in jou lewe? Hy lig vir Jesus op en hy maak hom groot in jou lewe deur jou gelykvormig aan Jesus te maak. Dis wat die Heilige Gees doen. So die kollig val heeltyd op Jesus. Nou die Heilige Gees sal ook Jesus oplig en groot maak in die gemeente. Deur die gemeente, die liggaam van Christus op te bou deur die individuele gawes wat hy aan gelowiges gee. Dis wat hy wil doen. As ek 'n ander agenda het as dit, dan bedroef ek God. Dis God se agenda. In jou persoonlike lewe en in die gemeente sal die Heilige Gees Jesus oplig en groot maak, sodat hy die eer kan ontvang. Nou miskien is dit goed om op hierdie punt weier as Romeine 12 te kyk na die res van die Nuwe Testament, om te sien wat die gawes van die Gees almal is. Paulus noem net 'n paar hier in Romeine 12 met 'n bepaalde doel, sal later daarby uitkom. Wat die gawes almal is en wat dit behels in terme van die funksionering en die doel. Nou in 1 Korintiërs 12 het hy baie oor die gawes gepraat, omdat daar probleme was oor die gawes en omdat mense gawes verkeerd gebruik het. In 1 Korintiërs 12 spel Paulus uit dat die drie-enige God deur sy seun en die inwerking van die Gees 'n wye verskeidenheid van genadegawes, dienste en aktiwiteite aan al sy kinders gee. Paulus spel dit so uit. Hy sê daar's 'n verskeidenheid genadegawes, maar dis dieselfde Gees. Daar's 'n verskeidenheid dienste, maar dis dieselfde Here. Daar's 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dis dieselfde God wat al die dinge in almal bewerk. Hy gee dit vir die gemeente. Nou hierdie wye verskeidenheid van gawes, dienswerk, aktiwiteite, lys Paulus verder aan as jy lees, almal as gawes van die Gees, wat die Here aan elke kind van hom gee, soos hy goed dink. Jy kan die Here vra vir 'n sekere gawe, maar in sy soewereiniteit besluit hy wat hy gee. Ons lees in vers 1 Korintiërs 12 vers 11, een en dieselfde Gees bewerkstellig al die dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Volgens wat hy wil doen. Nou in ag geneem die diversiteit van die gawes van die Gees, kom ons kyk na 'n goeie definisie. Nou Paulus gebruik 2 woorde om die gawes van die Gees aan te dui. Die eerste een is pneumatica. Pneuma is gees, en dan so dis die eerste woord is gawes van die Gees. Die tweede begrip wat hy gebruik is charismata. Dis waar die naam van die charismatiese, as jy praat van charismatiese kerke, dan vandaan kom met die klem op gawes. Charis is genade en dan vertaal hy dit met genadegawes. So gawes van die Gees en genadegawes verwys na dieselfde saak en die help ons in 'n sekere sin om 'n ryker definisie te formuleer. Ons sou kon sê geestelike gawes is genadegawes wat deur die Heilige Gees aan alle gelowiges gegee word. Nou, wat is die doel van die gawes? Ons het al so 'n bietjie daaraan geraak. Wat is die doel van die gawes? In 1 Korintiërs 12:7 en in Efesiërs 4 vers 7 en 12 tot 13 gee Paulus belangrike beginsels vir die regte verstaan van God se doel met die genadegawes. En kom ons kyk vinnig na hierdie tekste. Ek gaan nou 'n paar tekste net vinnig lees. In 1 Korintiërs 12:7 sê Paulus, aan elkeen
Egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. So dis wat bevorderlik is vir die gemeente. Dan in Efesiërs 4 skryf Paulus en sê hy, maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het, om die heiliges toe te rus vir 'n dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. So as 'n mens dit wil saamvat, dan kan jy sê, die doel van die gawes van die Gees, dit moet die gemeente se geestelike welsyn bevorder, tot voordeel wees van die gemeente, die liggaam van Christus. Die tweede is, dis om die gelowiges toe te rus vir 'n dienswerk. Deur die gawes rus die Heilige Gees die gelowiges toe vir 'n dienswerk. Ek in my slimmigheid, wat nie baie slim is nie, kan dit nie alleen doen nie. Die Heilige Gees doen dit deur die gawes wat hy gee. En dan om die liggaam van Christus op te bou tot eenheid in hulle geloof. Hulle sal groei in geloof en om die liggaam van Christus op te bou tot kennis van Christus. Geloof en kennis en dan om die liggaam van Christus op te bou tot geestelike volwassenheid. In alles moet God verheerlik word. So daar kan jy klaar sien, geestelike welsyn. Jy word toegerus vir jou dienswerk en dan jy moet groei in geloof en kennis en jy moet toeneem in volwassenheid. Dis wanneer die gawes funksioneer in 'n gemeente. Nou kan ons kyk na die spesifieke gawes van die Gees wat gelowiges ontvang het om mekaar te bedien en hoe dit in die Nuwe Testament tyd gefunksioneer het. Nou in die Nuwe Testament is daar 4 plekke waar al die gawes van die Gees gelys word. Al 4 in die briewe van Paulus. Petrus praat ook daaroor, maar hy lys nie regtig die gawes nie. Ek sal daarby vinnig uitkom. Kom ons kyk nou hoe dat Paulus in 1 Korintiërs 12, 7-10, 1 Korintiërs 12, vers 28, Efesiërs 4:11 en Romeine 12, 6-8, ons teksgedeelte vir vandag. Al die gawes van die Gees vir ons lys soos wat dit in die eerste gemeentes gefunksioneer het. Ons sien dit verskil ook, in die sin, dat daar by party plekke iets by is wat by ander nie is nie. Kom ons kyk vinnig na die teksgedeeltes, gaan net die gawes uitlig. Aan elkeen, dis in 1 Korintiërs 12, 7, aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan die een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee. Aan 'n ander woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Dis nie reddende geloof nie, dis geloofsgawe. Aan ander gawes van genesing. Aan een dinamiese kragte. Aan 'n ander weer die gawe van profesie. Aan 'n ander die onderskeiding van geeste. Aan 'n ander verskillende soorte tale. En nog 'n ander die uitleg van tale. En dan 1 Korintiërs 12 vers 28, in die gemeente het God aangewys eerstens apostels, profete, leraars, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, om te kan help, te lei en tale. En dan ons teksgedeelte van vandag, profesie, ander mense te dien, dis basies waar die diakens vandaan kom, bemoediging om mededeelsaam te wees, leiding te gee en barmhartigheid te kan betoon. En dan Efesiërs 4-7 waar Paulus die 5voudige bediening uitspel. Hy sê elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk soos Christus uitgedeel het. Hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars gegee. Dit is duidelik dat hierdie gawes van die Gees genoem word wat ons nie onmiddellik as genadegawes sou klassifiseer nie. Van dit is ampte. Maar dit is nog steeds 'n gawe, soos die leraar. Paulus lys dit soos volg, net dat jy 'n voelvlug kan kry oor wat al die gawes is wat jy in die Nuwe Testament kry. Apostels, profesie, profete, evangeliste, onderskeiding van geeste, onderrig, dis nou 'n woord van wysheid, kennis, dis leraars, herders en leraars, dit val almal onder daai kategorie om te bemoedig, dinamiese kragte, kragtige vermoëns, gawes van genesing, te help, te dien, te lei, administrasie, verskillende soorte, te lei, leiding te gee, en dan verskillende soorte tale, die uitleg van tale,
mededeelsaamheid, geloof, barmhartigheid. So daar kan jy sien die gawes is hoe wyd soos die see. En hy noem verskillende gawes aan verskillende gemeentes. Maar Petrus help vir ons om te verstaan dat die gawes van die Gees hoofsaaklik in 2 kategorieë uiteenval. Gawes van die woord en gawes van diens. As jy na die ouderlinge en die diakens kyk, dan lê die ouderlinge by die gawes van die woord, behalwe leiding. En die diakens lê by die gawes van diens. Petrus noem dit spesifiek so, en dit help ons, 1 Petrus 4, hy sê, as goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. En dan noem Petrus net 2. Hy noem net 2. Hy sê, as iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag van God. As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag van God, sodat God in alles verheerlik kan word. In 'n sekere sin kan jy al die gawes van die Gees in die Nuwe Testament as woordgawes of diensgawes opdeel. Dis nie presies afgebaken nie, kan oorvleuel, want diegene wat medegelowiges met die woord bedien, kan hulle terselfdertyd ook dien. 'n baie goeie voorbeeld in die Bybel is Filippus, die diaken, wat in Handelinge 6 aangewys is as een van die eerste diakens. Hulle noem hom nie diaken daar nie, maar hulle was diakens gewees. Dan lees ons in Handelinge 8 hoe dat hy die hofdienaar van Ethiopië na die Here gelei het. En hoe hy ook kragtig gepreek het. Ek dink ook nie die lys van gawes is geslote nie. Daar kan nog gawes bykom. Baie interessant as jy deur al hierdie gawes gaan, dan kry jy nêrens die gawe van musiek nie. Nêrens. Dit word nêrens genoem nie. En dis duidelike gawe. Wat sal ons doen daarsonder? Die feit dat al die lyste in die gemeentes verskil, wys dit is nie geslote nie. So daar kan 'n behoefte, daar kan 'n bediening, daar kan iets ontstaan en die Here kan dan vir jou dit gee. Maar al die gawes van die Gees wat Paulus dis lys kan ons indeel in Petrus se 2 kategorieë. Woordgawes, apostels, profete, leraars, evangeliste, bemoediging, onderskeiding van geeste, spreek in tale, uitleg van tale. Nou daar's baie vrae oor hierdie gawes. Is dit nog vir vandag? Almal, hoe werk dit? Ons gaan later daarby uitkom. En dan die diensgawes. Leierskap, administrasie, help, barmhartigheid, mededeelsaamheid, geloof, genesing, wonderwerke. Dis die diensgawes. Party mense deel die gawes in buitengewone gawes en gewone gawes. Hulle sal sê jy kry buitengewone gawes soos profesie, spreek in tale, uitleg van tale, genesing en wonderwerke, waar die klem val op die bonatuurlike aard van die gawe. Die res het dan gewone gawes wees, maar die Bybel maak nie regtig die onderskeid nie, want alle gawes is afkomstig van die Heilige Gees. Die gevaar van so verdeling kan maklik gelowiges mislei om sekere gawes bo ander te verhef en dan na te jaag. Dan soek jy die gawe, maar jy soek nie die gewer van die gawes nie. Jy wil graag die ding hê, jy wil graag dit kan doen. Dan fokus jou lewe op dit en jou lewe fokus nie op die Here Jesus nie. En dan gaan dit nie meer oor die opbou van die liggaam van die Here Jesus nie en wat vir die gemeente bevorderlik is nie. Dan gaan dit oor myself, want ek wil die gawe vir myself hê. Ek wil kan sê ek kan dit doen. Die gawes in die Gees is nooit gerig op myself nie, maar op die liggaam van die Here Jesus. Ek sou wat wil gee vir die gawe van tale. Nou dis nie die gawe van tale wat jy in baie gemeentes kry nie. Ek sou die gawe van tale wil hê om in die Here te kan praat. Oom Johan de Koning, sien Mauritius het vanoggend hierso, haar oupa, hy het gepreek in Gobabis. En halfpad toe gaan sy die tok. En toe kom die Herero vrou na hom toe, sy sê vir hom, dominee, ek het nie geweet jy kan in die Herero praat. Hy sê nee, ek kan nie. Ek het nog net heeltyd in Afrikaans gepreek en sy het die Herero gehoor. En ek het nou op 'n paar ander plekke gelees, dit het op ander plekke ook plaasgevind. Dis die gawe van tale. Dis die gawe van tale, maar ek gaan nie nou oor tale praat nie. So, ek sou graag die gawe van tale wil hê as ek by die Uwahimbas is. Van volgende week af, wanneer ek preek, sal ek kyk na hoe die verskillende gawes in die Nuwe Testament gefunksioneer het
en hoe dit vandag in die kerk funksioneer. Dit is presies nog dieselfde. Gaan daarby staan ook, so oor tyd. Die eerste een gaan profesie wees. Maar wat die funksionering van die gawes van die Gees betref, net enkele gedagtes oor Paulus se bekende betoog. En dit ken ons almal baie goed, die liefde in 1 Korintiërs 13. Nou dis die teks, die gedeelte wat die meeste uit konteks gebruik word in die hele Bybel. Want ons gebruik dit vir ander goed, en jy kan dit gebruik daarvoor, soos by troues, ek nou die dag het ek ook gepreek oor van die beginsels. Maar 1 Korintiërs 13 kan nie in isolasie gesien word van sy lering oor die gawes. In 1 Korintiërs 12, Paulus praat in 1 Korintiërs 12 oor die gawes, en dan gaan hy in 1 Korintiërs 14 aan oor die gawes. En aan die einde van 1 Korintiërs 12, waar hy uitvoerig oor die gawes van die Gees en die funksionering van die liggaam van die Here Jesus praat, maak hy die belangrike stelling oor die funksionering van die gawes of die belangrikste stelling, wil ek amper so sê, oor die funksionering van die gawes in die hele Korintiërsbrief. Daar sê hy, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog uitnemender weg. Nou in 1 Korintiërs 14 vers 1 verduidelik Paulus dat profesie die beste of belangriker gawe was. Om die woord van die Here, die openbaring van God aan mense bekend te maak. Want deur die geopenbaarde woord van God word die liggaam die beste opgebou. Maar aan die einde van 1 Korintiërs 12:31 sê Paulus, maar ek wys julle die heel beste weg. Die 53 vertaling, ek wys julle nog uitnemender weg. Nou wat bedoel Paulus hierso? Tog seker nie dat die liefde beter is as die gawes nie. Dis wat hy bedoel nie. Die liefde word daar ingedruk. Hy praat oor die gawes, en dan hier 1 Korintiërs 13 word die liefde ingedruk, en dan gaan hy 1 Korintiërs 14 weer aan oor die gawes. Want die gawes is juist daar om die liggaam van Christus op te bou. So die liefde is nie belangriker as die gawes nie. Wat Paulus wil sê is dat al die gawes wat lidmate ontvang het, maak nie saak wat dit is nie, moet in liefde gebruik word om mekaar te bedien. Dis waaroor dit gaan. Al die gawes moet in liefde gebruik word om mekaar te bedien en die liggaam op te bou. So die liefde is die goue reël vir die beoefening van die gawes. Gawes is nie minder belangrik nie, maar die liefde is die goue reël. So wanneer ek die Here en medegelowiges met my gawe dien, wat dit ook al is, moet dit altyd in liefde geskied, want ek wil die liggaam opbou en nie afbreek nie. Daarom dink ek 'n bietjie mooi daaroor, as ek my gawe beoefen, moet dit met geduld doen, moet omgee. Ek is nie jaloers nie, ek spog nie, is nie verwaand nie, is nie my gawe nie, tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie my eie belang na nie, is nie lig raak nie, hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor die onreg nie. Ek moet die gawes bedien met hierdie gesindheid. Dis hoekom Paulus gesê het, moenie van jouself meer dink as wat jy moet nie. Moenie 'n deurtjie oopmaak vir hoogmoed nie. Die liefde is die teenpool van hoogmoed, wat deur selfliefde gekenmerk word. Die gawes funksioneer nie daar nie. Wat Paulus dus eintlik sê is, dien medegelowiges in liefde met jou gawe, want sonder liefde kan gawes nie die liggaam van Christus opbou nie. As ek liefdeloos is in die uitoefening van my gawe, dan sukkel dit. Die Here kan dit gebruik, hy kan alles gebruik. Maar ek kan nie maksimaal die liggaam opbou soos wat dit moet nie. En sonder liefde is die gawes in die Gees oneffektief. Daarom is die gawes, daarom noem Paulus, hy sê die gawes van profesie, geloof en kennis sonder liefde is niks. Beteken nie die gawes is niks nie. Dit is ongelooflik belangrik. Maar as ek dit nie in liefde doen nie, dan is dit niks. Dis die punt. En ons mis dit so maklik, want ons haal 1 Korintiërs 13 uit, en ons lees dit op sy eie. Sonder liefde kan die gawes nie die liggaam van die Here Jesus opbou nie. Ek wil afsluit. Knoop dit in jou hart. Jou gawe van die Gees is uiters belangrik vir die opbou van die gemeente. Anders sou die Here dit nie vir jou gegee het nie. En as jy dit nie weet, jy vind dit uit. Jesus het dit in sy wysheid vir jou gegee. Hy het 'n gawe wat hy vir jou gee. Wat anders is wat hy vir my gee. Ontwikkel jou gawes en gebruik dit tot sy eer.
Anders kan jy nie tot jou reg kom nie, en kan die gemeente ook nie 100% tot sy reg kom nie. Dalk wil jy vir my sê, maar ek het nie tyd nie. Ek sal later. Wie sê, dominee, jy weet nie hoe besig is my werkskedule nie. Jy ken nie my besige program nie. Sê, moet dit nie vir my sê nie, sê dit vir die Here. Dit moet ons vir die Here sê. Sê dit vir Jesus, wat aan 'n kruis deurboor is vir jou sonde. Sê vir hom, jy het nie tyd nie. Sê vir Jesus, wat God verlatenheid en God se straf in jou plek verduur het, jy's te besig. Jy sal later. Hy was nie te besig nie. En hy het ook nie gesê, hy gaan later nie. Hoe gaan jy dit vir hom sê? Hoe gaan jy dit vir hom sê? As jy nie jou gawe wil gebruik nie. Gaan jy sê, dankie Jesus dat u my dier gekoop het met u bloed, maar my program is te vol met belangriker dinge. Ek kan nie nou hierby uitkom nie. Dis wat ons gaan doen. Mag daar 'n vuur in jou brand, 'n vuur van die Gees om Jesus en sy kerk te dien met die gawes wat God in jou gee. En moenie dink jy is te sleg en te minderwaardig of onbekwaam en onbevoeg om deur Jesus gebruik te word nie. Weet jy, in 'n sekere sin, eintlik is ek en jy te sleg en minderwaardig en onbekwaam en onbevoeg om deur Jesus gebruik te word. In 'n sekere sin is dit so. Maar dank die Here, dit hang nie van ons af nie, maar van hom wat jou roep en jou red en jou toerus. Die Here kyk nie na jou bekwaamheid wanneer hy jou wil toerus nie. Gaan lees maar die Bybel. Toe hy vir Gideon roep, wat doen Gideon? Hy kruip weg in 'n parskuip. Nou kom staan die engel by hom, dan sê hy vir hom, dit is eintlik so ironies, dan noem die engel hom jou dapper man, maar hy is besig om weg te kruip in 'n parskuip. Haal die engel hom daar uit, en die Here is hom toe, en die Here gebruik hom. En ons kan na mekaar kyk, en dan kan ek sê, hy kan dit nie doen nie. Hy het doodgewoon net nie die vermoë nie. Hy is onbevoeg. Maar hy is nog sleg ook. Maar ek sien nie my eie hart raak nie. Kom ek illustreer vir u met 'n ware verhaal om aan te toon dat God se gawes nie afhanklik is van jou vermoëns nie. Dit wat die Here vir jou wil gee om te doen, is nie afhanklik van jou vermoëns nie. Dit was nog nooit nie. Jim Kambala is 'n leraar van 'n gemeente in New York, Brooklyn, die Brooklyn Tabernakel. Dis in die krotbuurte, in die slums van New York. Daar het hy die gemeente begin. En hy vertel hoe dat hy op die Paasondag in 1991 amper die werking van God misgekyk het, omdat hy iemand na die uiterlike beoordeel het. Ek sou waarskynlik dieselfde gedoen het as hy. Die dag het hy 4 dienste gehad, uitgeput en moeg. 'n Meisie gee haar getuienis aan die einde van die diens. En tydens die laaste diens het mense nou na vore gekom, en kom daar 'n gehawende swart man na vore. En hy het hom gesien daar in die bank sit, en toe hy opstaan en vorentoe kom, toe sê, ag Here, hy is nie lus nou vir die ou nie. Hy het al so baie geld vir mense gegee, hy is nou nie lus vir dit vandag nie. Hy soek net geld om weer te kan drink. Hy vra vir hom, wat jou naam? Hy sê, David. Hy sê, oud is jy? Hy sê, ek is 32 jaar oud. Hy sê, maar hy lyk 50. Hy het nie voortande nie. Hy's gehavend, hy's 'n bosslaper. Hy sê, waar het jy geslaap? Hy sê, in 'n voertuig op straat. Hy sê, op 5 meter het hy nog nie so iets geruik nie. Hy sê, verskriklik, die mengsel van sweet, urine en vuil, dit het hom amper naar gemaak. Hy sê, as hy so na hom kyk, dan blaas hy uit, en as hy wegkyk, dan asem hy in, en dan blaas hy weer uit as hy na hom kyk, want hy kan nie dit inasem nie. Ek met my allergie gaan 'n bietjie sukkel. En dan steek hy sy hand in sy sak om geld uit te haal. En dan sê die man vir hom, David sê vir hom, hy sê, dominee, pastoor, ek soek nie jou geld nie. Ek soek die Jesus van wie die meisie vertel het wat getuig het. En skielik tref dit hom wat hy besig is om te doen, en hy
het berou oor wat hy gedoen het, en hy begin huil, en die David, so vuil soos hy is, die begin ook huil, want hy kom tot bekering, en hy is hier om hom, hy sê, die man se kop is hier teen sy wit hemp, en so staan, hulle twee staan huil. Die Here sê vir hom, dis waarvoor ek jou gebruik. Dis die mense vir wie ek gesterf het. En die David Raffen kom tot bekering. Dit is 'n swak foto, maar ten minste 'n foto van hom na sy bekering in 1991. Toe hulle vir hom werk by die kerk gegee, hulle vir hom nuwe tande ingesit, hulle vir hom 'n blyplek gegee. Ek dink hy was uit sy familie uit. Ons ken die soort van verhale. En hy het begin om die Bybel te memoriseer. 'n jaar later in 1992 gee David sy getuienis. En Jim Kambala, die dominee, hoor hom praat. En hy sê, die man het die gawe van prediking. En hulle begin hom toe te rus. 3 jaar na sy bekering is David Raffen as medeleraar in 'n gemeente in New Jersey bevestig. En sy lewe het net mekaar geval nie. 34 jaar later, daar is 'n foto van hom, soos wat hy nou lyk. 34 jaar later stap hy nog steeds die pad saam met God. Aangrypend. Jy kan sy getuienis gaan luister. Vertel hy hoe die Here hom verander het. Niemand sou daai dag gesê het, hierdie man kan 'n predikant word nie. Niemand nie. Almal sou hom afgeskryf het. Jou vermoëns en jou gawes bepaal nie by God wat hy wil hê jy moet doen nie. Jou bevoegdheid en bekwaamheid is nie God se hoogste prioriteit wanneer hy aan jou gawes gee nie. Die gawe wat God jou gee, hang dus nie af van jou vermoëns nie, maar van hom wat jou roep en toerus. Die Here se woorde aan Paulus in 2 Korintiërs 12 is hier van toepassing. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. So dis nie 'n verskoning nie. Onderskei die goeie wil van God vir jou lewe. Begin om God te dien met die gawes wat hy uit genade deur sy Gees aan jou gee, en jy sal verstom staan oor wat God kan doen. Amen. Ons gaan nou luister na die musiekgroep gaan vir ons sing brood en wyn om ons in te stel op die nagmaal, en daarna gaan ek die nagmaal formulier lees. Ek sit by die tafel van my Heer. Ek eet en drink en bly oordink. Wat het my hart gebring tot hier? Dat vlees U kan vereer. Die brood gebreek vir my, sy wonde vir my pyn, die lewensbloed geskink soos wyn, vergifnis vloei deur my. Ek sit hieraan en ek herdenk, met druif en deeg U offer weer, teen sonde in U lyding bring, genade vry geskenk. Die brood gebreek vir my, sy wonde vir my pyn, die lewensbloed geskink soos wyn,
Ons luister na die formulier vir die bediening van die nagmaal. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbinding tussen Christus en die gemeente telkens vernuut word. Hy is die hoof van die liggaam en ons is die lede. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd, waar hy vir sy disippels gesê het, gebruik dit tot my gedagtenis. Daardeur oordink ons die dood van die Here, sy lydensweg, dit wat hy vir ons deurgemaak het, hoe hy sy lewe vir ons gegee het, hoe hy God verlatenheid ervaar het. Dis die tweede plek 'n waarborg. As ek hom ken, as hy my verlosser is, ek vat die brood en ek vat die wyn. Hy het gesê, dis my liggaam, dis my bloed. En so seker as ons hierdie brood eet en wat gebreek is en hierdie wyn drink, so seker kan ons weet, ons het deel aan sy lewe en aan sy opstanding. Die Here gee vir ons hierdie tekens. Dis in die derde plek 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here met mekaar. Ons is aan mekaar verbind. Ons is 'n liggaam. Dis hoekom ons mekaar moet dien met die gawes wat die Here vir ons gee. So die Heilige Gees verbind ons nie net aan die Here Jesus nie, hy verbind ons ook aan mekaar. En dan in die vierde plek is die nagmaal 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons weet die Here Jesus gaan weer kom. Al die ander profesieë in die Bybel is al vervul al. Almal. As jy in die Ou Testament gaan kyk. Hierdie ene wag nog. Die ander is in detail vervul. So hierdie ene gaan ook vervul word. Hy gaan weer kom op die wolke. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Ons vier dit en dit spreek van die tekens van lyding en sterwe, maar daar is 'n diep vreugde. Die Here het my verlos deur sy lyding, sy sterwe en sy opstanding. En daarom is dit 'n fees van dankbaarheid. Dit moet jou hart vul met diepe dankbaarheid om jou ook aan die Here toe te wy. So die nagmaal is 'n uitnodiging om ons aandeel aan ons verlossing in Christus te vier. Nou, die Heidelbergse Katekismes, die twee vrae daar, sluit 100% aan. Ek het nie vraag 81 ook gevat, net vraag 81. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Is die vraag wat gevra word by Sondag 30. Hulle wat vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulle self het, maar tog vertrou dat hulle om Christus wil vergewe is en dat die swakhede wat nog oor is met sy lyding en sterwe bedek is. En die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter, maar die huigelaars en die wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. Daar word dit mooi uitgespel. Mense wat glad nie die Here ken nie, wat nagmaal gebruik, hulle drink as te ware 'n oordeel oor hulle self. En in die Korintiërs gemeente het daar mense siek geraak en daar was selfs mense wat dood gegaan het. Die Here is ons baie genadig. Ek dink dat daar mag dalk 'n paar omval as die Here in sy genade nie na ons kyk nie. En dan vraag 82, moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? Dit sluit eintlik aan by die vorige vraag. Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek. Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. Die uitsluit klink vreeslik hard en wreed. Dit beteken net jy hou aan om die evangelie vir iemand te bring in liefde. En as hy by die punt kom wat hy sê, hy stel nie meer belang nie, dan sê hy vir hom, maar jy sluit jou nou self uit. Jy is nie meer deel nie.
Dis eintlik wat dit daar beteken. So om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons harte ondersoek, maar nie net nou nie, voor die tyd. As jy nou in sonde lewe, openlik, moet dan liewers die nagmaal gebruik hê. Maar niemand van ons is sonder sonde nie. So dit gaan daaroor dat ek in 'n gesindheid van gebrokenheid en nederigheid sal weet, ek is 'n sondaar, wat deur die genade van die Here gered is en vergewe is. En met daardie gesindheid moet ek dit gebruik. En as daar iets is wat die Here sy vinger op my lewe sit, dan breek ek daarmee. So wanneer ons die nagmaal gebruik, laat ons vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. Mag die Here vir ons help. Ons gaan nou aansit in die nagmaaltafel, die ouderlinge en die diakens kan ook vorentoe kom. Waar ons nou gehoor het, wat die nagmaal is en wat dit beteken, laat ons geloof hardop saam bely. Jy kan opstaan en dan bely ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Glo in die Heilige Gees, glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons aanbid U en ons dankie dat U U liggaam gegee het, U self gegee het aan 'n kruishout vir ons sonde, dat U die vloek en die straf vir ons sonde op U geneem het. Ons begryp nie die diepte van die liefde nie. Ons dank U daarvoor. Dankie dat die nagmaal, die brood en die wyn tekens is van U liefde vir ons. Ons bid dat U deur die Heilige Gees in ons harte net 'n wederliefde vir U sal losmaak om vir U te dien met ons hele hart. Ons bid dit om U naam se wil. Amen. Sit by die tafel van my Heer. Ek eet en drink en bly oordink. Wat het my hart gebring tot hier?
dat vlees U kan vereer. Ek deel aan die beker en die brood, en soos ek buig my dank betuig, voel ek opnuut die Christus kruis, my ophef uit die dood, die brood gebreek vir my, sy wonde vir my pyn, die lewensbloed geskink soos wyn, vergifnis vloei deur my. Ek sit hier aan en ek herdenk, met druif en deeg die offer weeg, teen sonde in U lyding bring, genade vry geskenk. Ek neem die tekens en bring dank, dat U tot aan die dood geslaan, vir ons vir ewig vryheid bring. Ek loof U lewenslang, die brood gebreek vir my, sy wonde vir my pyn, die lewensbloed geskink soos wyn, vergifnis vloei deur my. Daar aan die kruis, die Hemelheer, die Paaslam rein en teer, en in sy mond die doodsasyn, ek sien die Here vir my lei. Daar aan die kruis, die koningsseun is verbrysel en alleen, en voor die nuwe dag sou kom, sou my sonde lê op hom, sou die seun moes sterf vir my, sou Jesus sterf vir my. Die brood gebreek vir my, sy wonde vir my pyn, die lewensbloed geskink soos wyn, vergifnis vloei deur my, vergifnis vloei deur my. Ek sit by die tafel van my Heer, eet en drink en bly oordink, wat het my hart gebring tot hier, dat vlees U kan vereer. Sê dankie aan die musiekgroep vir die pragtige lied. As daar enige iemand wat oorgeslaan is met die brood of die wyn eers, lyk dan nie so nie. En dan almal wat miskien besoekers is hier vandag, as jy vrymoedigheid het om nagmaal te gebruik, die gemeente waar jy is, neem vrymoedigheid om vandag dan ook
saam met ons te gebruik. Dit is tussen jou en die Here. Ja, en dan deel ons die tekens uit en jy het dit klaar ontvang. Ek stel dit in en ons gebruik dit saam. Wanneer ek dit instel, gebruik ons dit saam. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sonde. Geliefdes, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daarvan, dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons gestort is tot 'n volkomme versoening vir al ons sonde. Ek lees vir die woorde van Psalm 103. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons harte is vol van dankbaarheid vir u genade. Dankie Here dat u vir ons geroep het en gered het, om aan u te behoort, om u kinders te wees, uit genade alleen. Dankie vir die tekens van die brood, van die wyn,
wat wys op dit wat U vir ons gedoen het. Iets wat ons nooit ten volle sal kan begryp en verstaan met ons verstand hoe groot U liefde vir ons was nie. Ons aanbid U daaroor. Here, en as daar mense is, ook vandag saam met ons, wie se oë nog nie oopgegaan het vir Jesus, wat vir hulle sondes gesterf het nie, bid ek dat U dit deur die Gees sal doen, dat ons harte in geloof op U gerig sal wees en ons vir U net sal dien met 'n onverdeelde hart vir die res van ons lewens. Ons bid dat U deur die Gees kragtig in ons harte sal werk, dat ons gawes sal gebruik om U te dien, om mekaar te bedien, sodat U verheerlik kan word. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen.